Dankie Here Jesus dat ons vanoggend net kan bely dat U is die naam bo elke naam. U is die naam, Here, waar elke knie voor sal buig. U is die koning van konings. En Here Jesus, ons kies vandag om ons knie te buig voor U. Ons kies vandag om U te eer met ons lewens en ons hele wese. En Here, my gebed vir vandag is, aktiveer ons, leer ons, Here, kom rig ons op. Wees daar soos die Heilige Gees kom praat, kom sny tussen murg en been. Ons die lief, Here. Amen. Amen. Vriende, kan jy plek neem? Asai, wat 'n voorreg om vanoggend hier te wees en net sommer weer saam met julle te wees. Ek is baie opgewonde oor vanoggend, amen. Okay. Vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die anti-kris en en sommer net wat die Here ons die laaste paar weke geleer het. Julle weet ons het uitreik gehad onder baie onder radikale moslems die laaste week of 2 of 3 iewers na die dag. En sommer goed wat die Here ons geleer het en ek wil dit vandag vir jou leer en glo dat die Here met jou sal praat, jou sal aktiveer. Weereens net, ons is nie 'n gemeente waar jy kom en dis jou happy space en jy gaan huis toe nie. Dit moet lekker wees hier. Maar jy is hier om opgerig te word, geaktiveer te word vir dienswerk. Amen. Die antwoord is amen. Asai, baie dankie. En ek gaan hard werk daaraan vandag om jou te aktiveer vir die laaste dae. Nou hier is die realiteit. Ek wil nou vir jou sê dat ek glo nie dat kerk reg is vir die laaste tyd of die donker tyd wat ons in is nie. Met alle eerlikheid, ek glo nie ons is daar nie. Hoekom nie, JC? Wat sê jy? As Jesus, hoor gaan mooi, bonatuurlik beweeg het om eintlik 'n wêreld na hom toe terug te draai. Genesing, bevryding, profetiese liefde. En ek kyk na kerk vandag, nee, as ek sê, Here, ek dink 99.9% van kerk is nie reg om in daai te beweeg nie. As ek nou vir jou vra, gee vir jou langs jou profetiese woord, jy sê dis bietjie weird, Jace, ek weet nie, as ek sê vir jou, bid vir die ou voor jou vir sy ore om oop te gaan, of whatever, verstaan, profeteer of dryf 'n demoon uit, en jy sê, bel vir Jace. Kerk in die laaste dae gaan weer beweeg soos Jesus Christus beweeg het op aarde, punt. Dis al wat 'n wêreld gaan terugdraai na hom toe. Nie 'n goeie preek nie, nie 'n great antwoord nie. Hy wat opdaag en saam met jou werk en die evangelie bekragtig, Markus 16. En as ons nie daar is nie, gaan ons in die laaste dag nie deel van die weermag wees nie. Nou, ek kan nie van op die kantlyn sit nie, amen. Hallo? Nou, ek wil hê die Here moet iets in jou hart kom doen vandag. Daar moet 'n honger in jou losbreek om deur hom gebruik te word. Vriende, vandag wil ek met jou gesels oor die groot woord, die gees van die anti-kris. Wat glo ek is die gees van die anti-kris? Almal wat nie bely dat Jesus Christus is nie, is die gees van die anti-kris. Amen. Maar daar is momente en tye wat jy in die geskiedenis kan sien dat hier 'n beweging opstaan, sterk, radikaal, en hoor gemooi, die vyand gaan nie die derde grootste beweging in die wêreld gebruik nie, hy gaan die sterkste beweging gebruik wat teen Christus is, en dit is Islam. Ek wil nou vir jou sê, die gees van die anti-kris is die gees agter Islam. En terwyl ek bid, wys die Here vir my van 'n man wat gaan opstaan uit Islam uit, wat radikale invloed gaan hê. Wat 'n radikale invloed gaan hê. En ek sien hoe ek het 'n keyboard gesien wat hy speel en ek het ander lande se name op dit gesien en hoe speel hy hierdie ouens en almal is jammer en almal volg hom. En wanneer gaan dit gebeur? Glo ek profeties wanneer Donald Trump die dag terug staan. Hoekom? Donald Trump het baie sterk beweeg en die wêreld gaan na hom jammer sê.
en dan Islam toelaat om baie oor te neem. Watch this space. Guys, ek glo dit gaan gebeur. Sien dit in die geesrealm. En dan as jy nie reg is nie, wat gaan gebeur? Al niks nie. Wie het vanoggend gesien wie ons nuwe minister van onderwys is? Is graai fotootjie wat ek met baie geluk sê aan hom. Het jy 'n fotootjie van op? Daar is die nuwe minister van onderwys. Wat is Islam se grootste geheim? Geef my 'n kind tussen 1 en 7 jaar en hulle sal nooit weggaan van die geloof af nie. As hulle onderwys kan kry, het hulle die land. Dis alwaarvoor hulle baklei, hulle gee nie oor die res om nie. Hulle gaan vir indoktrinasie, hulle gaan vir 7 jaar invloed, en as ons jou vir 7 jaar kan kry, dan het ons jou. Dan is jy geïndoktrineer. We see you. Guys, 'n kerk, maar jy sê jy kan nie dit goed sê nie. Nee, jy kan dit nie sê nie, ek kan dit sê. Stel dat jy wakker word. Die geveg is daar buite, dis besig om te gebeur. Jy is net nie deel daarvan nie, want jy is in jou veilige huisie met jou boeremusiek en jou braaivleis. Amen. Nee, en die ergste wat jy betrokke is, jy koop nie halal nie. Gaan jy halal koop nie? Okay. Dis hoe ver jou geveg gaan. En vandag wil ek jou gat in die gees skop en jou wakker maak. Amen. Amen. Dankie vir die 3 ouens. Maar kom ons begin. Ek probeer myself inhou, okay? Het gesien gedra jouself het vandag. Ek gaan myself sleg gedra want ek het my dan mos gedra. Het ek sê hoe ek myself moet gedra. Blaai vir saam na 1 Johannes 2:22. Ouens, ek sal nie geroep word as ek nie vreesloos kan sê wat ek glo en wat ek voel in my gees die Here met my deel nie. Kyk, 1 Johannes 2:22 sê hy, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. So daai loon beteken verraai, nie erken nie. So wat is die anti-kris? Hulle wat nie glo dat Jesus Christus die redder is nie. Ek sê dink gou vinnig vir jouself, net logies, wat is die sterkste beweging wat teen Christus is? Ja, maar jy sê, as ek met my moslim buddy by die haarsalon praat, dan sê hy vir my, maar hulle glo in Jesus as 'n profeet. Ja, hulle doen. Maar hulle glo nie dat hy die finale profeet is nie. Hulle glo nie dat hy die weg na die Vader is nie. Alles gaan oor om jou te verlei. Alles gaan om jou sag te maak. Amen. En is 'n paar mense wat ek offend vanoggend, pas op dat jy ook nie deel van die anti-kris is as ek jou offend vanoggend nie. Pas op daai gees jou nie al lankal sag gemaak het, gevat het, net jy deel. Jy 10-1 dink ook dis okay om gay te wees as jy deel van daai geesbeweging is. Maar daai ding het jou klaar ingesluk. Ons regering is 100% vir die anti-kris. Klaar. As jy ooit getwyfel het daaraan, kyk my diens vanaand. Vanaand praat ek oor kan ek teen die regering opstaan? Jy kan, as hulle teen die wil van die Here is, hoef nie met hulle saam te stem nie. Tot ek die appelkar omgegooi en die appels geskop. Maar kom ons gaan aan. So daai is die gees van die anti-kris. So JC, wat wil ons doen? Wil ons haat ons? Nee, ons het lief. Ons wil alles by die Here uitkry. Ons wil daai ding omdraai. Ons wil hê dat mense Jesus moet aanneem. Jy kan die radikaalste persoon op aarde wees met die grootste baard en die witste klere. Ek gaan vir jou kom. Met Christus se liefde, nie met haat nie. Ek gaan oor jou profeteer, ek gaan jou soen op jou voorkop. Dan gaan Jesus vertrou om jou hart sag te maak. As was hierdie week in losweek of die week voor dit? Week voor dit. Okay. Was ons in Zanzibar en wel hulle reken al dat 10% is al 10% Christene en 90% moslems. Dit was op 'n stadium toe ons die eerste keer daar was 99% moslems.
Ons het in die week, ek dink 13, as ek reg is, 12. Moenie 'n goeie storie opvoeder met feite julle vrouens nie. Yes. Ons het 12 radikale moslems na die Here toe gelei. Dis amazing. En ek het 'n paar goed geleer van, en ek wil spesifiek oor Islam praat vanoggend. Ek wil spesifiek praat oor hoe bereik jy iemand wat in Islam glo, wat 'n moslim is. En eers wil ek jy moet verstaan, kom ons sit gou 'n cool video op oor daai girl. Okay, nee, moet ek eers 'n bietjie preek. Daar's hy. Hierdie was so cool. Sit hard. Say Jesus is Lord. Jesus is the Lord. Yes. Jesus ni Yesu. Sema Yesu Yesu ni ni Bwana. Bwana. Amen. One at a time. One at a time. Come on, Jesus. Okay. Okay, Thank you, so thank haar you. kop lappie is nie omdat sy 'n chef is nie. Dit is omdat sy in Islam geglo het. By haar gekom en met haar gepraat, vir haar geprofeteer oor hoeveel kinders sy het. En ek het vir haar geprofeteer oor, ek dink sy het seer in haar gewrig en in haar arms gehad, tipe van 'n arthritis. Het gesê dit is so, vir haar gebid, dis weg. En dan was nog ietsie. Kan jy onthou nie. Maar die punt is net, as ek na toe gekom het en vir haar gesê het Jesus, het sy vir my gelag. Elke keer het ek ingekom en eers begin profeteer. Eers begin bonatuurlik beweeg. Eers te begin in die gees beweeg. En dan het jy gesien die ouens is soos, wie is jy? Okay. Uit daai 13 uit. Nou as jy met enige sendeling praat wat in een van die lande werk, en een van daai lande werk, sê hulle vir jou, dit is so 5 jaar om eenhou na die Here toe te lei. As jy gelukkig is. En jy moet Christus wees vir die hele tyd. Ek is heeltemal vir dit, jy moet Christus wees. Maar wat was Jesus se primêre metode om ouens by die Here uit te kry, by hom uit te kry? Wonderwerke, geliefdes, wonderwerkies. Okay, siekes genees, demone uitgedryf, geprofeteer, en so het dit tot bekering gekom. Nou dink jy die gameplan gaan verander? Hoor gou mooi, maak saak hoe mediocre, slap kerk geraak het, en dit gaan alles oor jou nie, gameplan gaan nie verander nie. Jy gaan self moet hier lê, die Here moet hoor en aktief betrokke moet raak. Okay? Nou nog iemand van 'n ander gemeente wat ons besoek. Ek sê profeteer, toe skrik hulle dinge se af en ek sê maar, julle staan amper die grootste charismatiese kerk in die land. Nee, maar ons doen nie hierdie nie. Ek weet, ons doen nie hierdie nie. Hallo. Ek val jou nie aan vanoggend nie. My werk is om jou te aktiveer, te mobiliseer en op te rig vir dienswerk. En vir dit het ons harde gesprekke met mekaar nodig. Daai harde gesprekke nodig. Nou weet ek ook iemand is deel van die anti-kris. Johannes 10:9 gaan vir sien toe. Is julle bly ek's terug? Ek het tot my baadjie aangetrek vanoggend vir julle. Okay. Al die nuwe ouens, die droewors is amazing na die tyd. En dit gaan altyd so hierso. Okay. Ek sê bly julle het opgedaag. Ek het gedink die sneeu gaan julle weghou. Sê die Here vir my, ek sal hulle trek na my huis toe. Ek dank die Here. Okay. Ek is die deur, en as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. So wie is die deur? Ek stop gou daar. Jesus. Kom ons kom oor hierdie mediocre ding dat alle paaie lei na Rome toe. Nee. Jesus. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. As jy tot by die Hindoes kom, is hulle bereid om Jesus aan te neem, want hy word net nog een van hulle 40,000 of 35,000 of 38,000 of 60,000 John. Hoeveel gode het hulle? 300 miljoen. 330 miljoen nou. Ja. En vat hom met as nog een. Wanneer kom jy op 'n radikale, moeilike plek as jy sê, nee, dis nie Mohammed nie, dis Jesus. Nee, dis nie die bees nie, dis Jesus. Net hy. Dan raak jy gevaarlik. Dan raak jy op 'n moeilike plek. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer het ek hierdie week by ouens gestaan, laasweek of 'n week voor dit. En
En dan sê die ou vir my, ja, maar ons ken Jesus, ons dit sê ek, stop gou vinnig daar. Iemand het vir jou gejok. Ons net een weg. Die enigste een wat jou by God kan uitkry is Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die redder, net hy. En ek gaan nou vir jou wys in sy naam hoe hy jou genees, hoe hy oor jou profeteer, hoe hy vir jou wys wat aangaan in jou lewe. En dan knak hulle en hulle sê, wow. Ons kan dit voel, ons beleef dit, ons het hom nou gesien. Kyk, wat verwag ons land van jou? Nee, jy sê jy's te radikaal, jy kan nie sulke goedjies sê nie. Alle paadjies lei na nee, nonsens met hom. Ons 1 en 1. Al die ander gaan jy pottel slaan. En jy taars gaan afkom. Christus. Jesus, die weg, die waarheid, die lewe. Kyk, kan ons daar net vasmaak, kerk asseblief. Julle wat so vir my kyk, nê, met jou gesiggie skeef en jou handjies gevou. O, jy kry net koud. Okay. Johannes 1. Ons begin by die eerste ding. Imagine jy sê vir 'n persoon wat glo in iets wat jy nie glo nie, dat hy glo in die verkeerde ding. Hierdie week soveel keer staan ek by 'n persoon en ek paai nie om die saak nie, my vriend, al is julle nou meer as ek, praat van julle nie daar. En al sê jou geloof jy mag my doodmaak as ek teen jou staan, ek sê nou vir jou, het vir jou gelieg. Jesus is die weg. Ek het hoeveel keer vir ons gesê, het vir jou gelieg. Nee, maar wat bedoel jy? Hoe kan jy dit sê? Niemand waag het om dit te sê nie. Wel, ons is Afrikaans, ons doen. Hulle weet nie wat ons weet nie, amen. En ek bring hierdie waarheid, maar een ding wat ek agtergekom het, is dat Christus werk deur wat? Liefde. Kyk gou vir my. Wie weet hoe werk dit in Islam? Jy's 'n gebore moslim. Hallo. Jy's 'n gebore moslim. Jy het nooit 'n geleentheid gehad om te kies nie. Dit is wat jy is. Punt. Nou hier's my gunsteling storie wat ek elke keer gebruik het. Ek sê vir hulle, ek's getroud met 'n Afrikaanse vrou. Nee? Hulle is 'n spesiale spesies. Ek sê dis die een vrou wat jy nie teen haar kop klap met 'n stuk stomp en vol sê jy is myne nie. Sy moet 'n baie groot vrye keuse hê in dit. En ek verduidelik vir hulle liefde. Ek sê, hulle het jou ooit lief gehad. Dan sê hulle, ja. Ek sê, imagine jy stap hier op die strand en jy vat 'n stuk rots en jy slaan jou vrou teen die kop en jy sleep haar en jy sê vir haar, you are mine. Of jy sleg uitdraai. Hy sê, ja, dis nie liefde nie. Ek sê, presies. Jy het geen idee wat liefde is nie, want jy het nie 'n keuse gehad nie. Die God, en hier is jou eerste les wat jy moet leer, die God wat liefde vir jou, liefde gemaak het, met ander woorde, man en vrou wat mekaar kan kies, wat liefde in jou DNA gesit het, wil jou 'n keuse gee. Jy kan nie gebore word as jy nie. Dan sal hulle sê, Sê ja. Want hulle verstaan liefde. Nee. Maar reg die enetjie verbykom, verstaan jy liefde? Jy verstaan verlief wees, jy verstaan keuse. En net daar kom jy aan se taaiers af in die begin. Dis die eerste, sê vir jou langs jou, liefde is belangrik. Keuse is belangrik. Dis altyd waar jy begin. Ek begin met daai storie. Al na ek oor hom geprofeteer het, want dan kan hy nie kwaad word vir my nie. Ek begin sommer vir hom te vertel hoeveel kinders hy het. Ek begin vir hom vertel wat sy siektes is. Ek bid vir hom. Die Here genees hom voor ons praat oor Jesus. Want die eerste vrou by wie ek kom, sê ek vir hy, hoe lank sukkel jy al met jou voete? Dit word dood onder. Wie sê die ou? Weet hy dit? Het my man met hom gepraat? Nee. Jesus. Is dit nou dood? Ja, dankie Here, genees. Ek dink die Here is desperaat om by 'n verlore wêreld uit te kom. Ek dink hy's meer desperaat as jy. Nou, hoekom sal hy nie met jou praat as jy voor iemand staan nie? Hoor gou mooi. Ek staan voor iemand, nê? Of ek kan net of hy die tweede, derde dag was of iewers nie.
staan ek voor 2 radikale manne. Ek sê, Here, ek moet U hoor, ek het nie 'n keuse nie. Nie dat ek bang is vir hulle nie. Ek staan, ek sê, Here, ek moet U hoor, en ek hoor hoe die Gees van die Here vir my sê, ek is meer desperaat as jy vir hulle. Jy glo wat jy voel in jou hart, dat ek gaan met hulle praat. Dan vloei jy net saam met die Heilige Gees. As nie tyres afkom. Daai sterk, nou Jesus van Ish. Okay, so liefde, baie belangrik, keuse, baie belangrik, gebruik liefde, want hulle verstaan liefde, want God het liefde in hulle hart gesit, al is dit vir 'n man en 'n vrou, is daar 'n diepe liefde wat hulle verstaan. Iewers het hulle gehoor van liefde. Dan sê ek, maar hoekom dink jy is dit in jou hart? Dis God wat jou gemaak het. Hy's 'n God van liefde. So ek begin altyd daar en die bonatuurlike, en dan is die wiel aan die rol. Johannes 3 vers 16, gaan ons dit doen. Of course, kom dit eers by Johannes 1 vers 11, nee, is 'n goeie. Hoor wat hy sê. En hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem, hulle het hom nie gekies nie, nê? Maar almal wat hom aangeneem het, gekies, nê? Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ek bring altyd vir die ouens keuse, en ek sê altyd vir hulle radikaal, jy het nie 'n keuse gehad nie. Ek sê vir hulle, om in Islam te glo of om 'n moslim te wees is nie 'n keuse nie, dis 'n kultuur. You've born into this. Jy het nooit 'n keuse gehad nie, so jy verstaan nie liefde nie. Dan sê hulle, dis waar. Wat is die grootste krag in die hemel? Jy's reg, liefde. En jy's ook reg, dankie te sê amen op dit. Ek weet jou hart is daar, jy dink dit nou. Daar is die grootste wapen, dis die grootste beweging van God. Daai sal enigiets knag. Geen dood of engel, geen mag, geen heerser kan jou skei van wat nie? Nee, jy wou sê liefde van God. Dis soos my pa my geslaan het toe ek klein was in lettergreep. Jy moet nou ophou en luister. Wie is in lettergrepe geslaan? Al die goeie mense. Wie het nooit pak in sy lewe gekry nie? Here help ons. Wag, hulle het ek weer gekyk. Wie het nog nooit pak in hulle lewe gekry nie? O, julle is toe in Afrikaans huis. Wel dan. Wie vir ouers ek trots op hulle. Ek maar dis nie die punt nie. As jy die liefdekaart speel, as jy die liefde moment aan hulle bring, is daar iets wat verby die Islam demoon gaan. Christus dood verby dit. Want hy het lief. Okay. Want hy het lief. Hy het lief. Keuse. Johannes 3 vers 16, gaan vir sien toe. Hierdie boodskrift te wees wat vir jou bekend is, as dit nie is nie, maak dit vas in jou hart. Want so lief het God die wêreld gehad, so lief het hy daai ou voor jou, nê? Dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Hy het lief, so hy sal verby daai ou se teologie druk, hy sal aan sy hart vat, hy sal hom aanraak, hy sal opdaag deur profetiese, deur genesing, deur die bonatuurlike, want hy het lief, en jy is daar, jy moet net oop wees daarvoor. Wie wil vir iemand 'n profetiese woord gee, wat uit die hemel uitkom, en net die hemel losmaak? Steek gaan met julle hande op. Sê dankie Here, kyk daar, hulle almal wil. So waar moet jy jouself net vestig? Kry jy by 'n verlore persoon, wat so ver verlore is, dat die hel hom al ingetrek het, en dan wees net oop, die Here gaan met jou praat, jy vloei net saam met hom. Ek het die mees akkuraatste profetiese woord in my lewe al gegee hierdie week, wat verby is, op 3 vlakke. Van siektes, tot hoeveel kinders jy ou het, tot wat sy droomwerk is, tot wat hy al ooit, verstaan, die Here het net sy hele lewe so oop geruk voor my, soos die hemel wat ooptrek, en gesê, sê vir hom, sê vir hom, sê vir hom, sê vir hom, sê, en ek is soos, sjo! So 'n bietjie windgat geraak amper.
En as jy terugkom en jy sê, Here, ons sal hy woord. Soek 'n verlore persoon. Die Here wil. Hardloop agter hierdie ouens aan en jy gaan die Here voel beweeg soos nog nooit tevore nie. Wanneer daai ou voor jou staan, begin die Here vertrou vir 'n woord. Wie wil die Here duidelik hoor? Doen dit. As jy aan die winkel staan en 'n ou voor jou, is maklik hulle dra rokke en die ander is heeltemal toe. Jy kan hulle sien van ver af. Ek begin nooit met Jesus nie, maar dan maak hulle harte toe. Ek begin eers om vir hulle te sê, hierdie is wat aangaan in jou lewe. Daai. Wie is jy? Jesus se kind. Kom ek sê daar, Jesus se kind. So die grootste prys wat Jesus gegee het is sy seun. So dink jy nie hy gaan vir jou 'n profetiese woord gee nie? As hy klaar die ultimate gegee het, hoekom sal hy nie nog gee nie? Hoekom sal hy nie die klein goedjies ook deel nie? Dink jy nie hy gaan jou gebruik in genesing nie? Dink jy nie hy gaan 'n wonderwerk deur jou doen nie? Hy het klaar alles gegee. Die vraag is net, wil jy deur hom gebruik word, ja of nee? Of wil jy deel van mediocre kerk wees wat die oorlog gaan verby wees, dan gaan hulle dit nog nie eens agterkom nie. Of wil jy deel van die weermag wees? Dis een ding wat ek besef het van die Here. Daai van Johannes 6 vers 44. Keer op keer wanneer ek by 'n persoon staan. Niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Die groot trek is nie die voortrekkers nie, is ander ene. Die groot trek. Wat is die groot trek? Is wanneer jy Christus met iemand deel wat ongered is, gaan daar 'n groot trek in hulle harte gebeur. Dit was my baie interessant. Ek het met soveel ouens gestaan en ek het dit radikaal agtergekom. Is onthou, eerste was liefde, die desperaatheid van die hemel. Tweede wat baie belangrik is, die groot trek. En as ek met die ou deel en die profeties het gevloei of die Here het opgedaag en ek vra vir hom, wat voel jy in jou hart? Wat gaan nie binne aan en sê hy, ja, iets trek my. Onthou sy geloof is nie is al iets soos doodste. Nee. Ek weet, maar daar is in hulle kultuur. Daar's dood en dan is daar Hindus en ons al moslems. Dis doodste. Hy is dood. Ja, vrek. Wat nou, hou op man. En wat ek bedoel is hulle is so dood in hulle gees want hulle God is dood. Hulle gaan kuier vir hom nou en dan dan stap hulle om so 'n paal en dan kyk hulle in hulle gat. Sê daar lê hy. Daar lê hy. Hy's dood. Jy bid vir hom, hy's dood. Hoe dom is dit? As ons by ons graf kom, as dit soos waar sy. Hy het opgevaar en hy leef, né? Opgevaar en hy leef. Mense ding, die groot trek gebeur sodra jy die evangelie met hulle deel, is daar iets in hulle harte wat begin beweeg. Ek staan daar eendag by 'n vrou en ek deel die evangelie met haar. Sy het 'n massage spa, hoor jy die storie klaar? En sy sê, wil jy inkom vir 'n massage? Ek sê, hoeveel vra jy vir 'n uur? Sy sê soveel $. Ek sê, bargain. Ek boek jou vir 'n uur. Maar ek en my tol kom in, jy sluit die deur. Die weigering is weird. En ons gaan sit op die grond en ek sê vir haar, daar's jou geld. Jy gaan nou 'n uur na my luister, jy hoef niks te doen nie. Die eerste massage in my lewe. En ek deel die hele evangelie met haar en net voor ek klaar sê ek vir haar, wat voel jy? Sy sê, ek kan voel iets trek my. Ek het nog nooit so lewendig in my lewe gevoel nie. Eenste woorde. Quote unquote. Wat sê mens? Ek het nog nooit so lewendig in my lewe gevoel nie. Proef ek leef.
Sê maar wil jy hom nie kies nie, dis hy wat jou hart ken, dis hy wat jou hart gemaak het, dis die enigste God. Jesus, ek kan nie anders nie, hier gebeur iets nou. Neem som aan. Okay, so wat is dit die groot? Ag, Here help ons volgende. Die groot. Onthou die groot trek. Wanneer jy die evangelie deel, gaan die groot trek gebeur. Okay. Hier is 'n interessante een. Gaan van 1 Korintiërs 14 toe. En hierdie het my baie gehelp hierdie week. We gaan altyd by jaag die liefde na. So ek kan nie vir iemand bid van 'n ander geloof as ek hom nie liefhet nie. Ek kan nie die Here vertrou om te ontmoet as ek nie eers liefhet nie. Hoor gou mooi. Ek doen 'n post hierdie week net oor die anti-kris en wat ek sien in die gees. En van daai soos ja, dit en dat. En ek sê pois, julle verstaan nie, dis liefde. Jy kan nie die Here vertrou om iemand te ontmoet jy nie eers liefhet nie. En hy sê jaag die liefde na, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Hoekom dink julle is die profetiese groot wapen? Dit wys dat God liefhet, dit wys dat hy hom sien, dit wys dat hy belangstel, dit wys dat hy met hom is. So hoe groot wapen moet dit vir jou wees? Wel, kom ek wys jou 'n bietjie verder. 24 gaan vir verder af. Maar as almal profeteer en daar kom 'n ongelowige of 'n onkundige wat binnekom, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel. En so kom die geheimenisse van sy hart in die lig. En so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. As almal? Okay, maar hoe begin ons profeteer? Smag om te okay. Ons gaan stadiger. Ek weet julle het die rappie gisterand gekyk en jy is dalk nou 'n bietjie moeg. Smag om te profeteer. Dan sê hy almal wat? Profeteer. So eers moet jy smag. Soos ek voor daai ou gestaan het ek gesmag en gesê, Here, ek smag om nou te profeteer. Ek smag om met hom te praat oor U. Geef my 'n woord wat hom gaan uitbul. Okay. Wat is die volgende wapen? Geestelike wapen om te profeteer. Ja, maar jy sê, hier is nie my werk, hier is jou werk. Ek wil net kerk toe kom en koffie drink. En huis toe gaan. Weet jy wat 'n preke doen die beste by ons? Die preke waar dit net oor jou gaan en jou niks kos nie. Hoor gou vinnig. As ek wil julle almal moet 'n oggend aan my toe kom en sê, JC, jy het raak geslaan vanoggend. It must be all about you. Moet jou niks kos nie en dit moet net oor jou gaan, alles oor jou, alles oor hoe oulik jy is, alles hoe pragtig jy is, hoe groot prys die Here vir jou betaal het. Ek moet tot 'n liedjie tussen speel wat sê, He runs after me over mountains. As jy sê, maar wat is die preek wat niemand wil luister nie? Hey, word wakker, betaal 'n prys, dit gaan jou iets kos, neem jou kruis op, volg my. Nee, was hy ons kom nie terug nie, mamma, ons kom nie terug nie. Hy is nie lekker nie, sy trein het al lank al gegaan van die stasie af, hy het net nie saam gery nie. Nee? Hy het hol gesê in sy preek, ja, hol agter Jesus aan. Hol agter Jesus aan. Raai, jy moet dit sien. As dit alles oor ons gaan en hoe amazing ons is en hoe weet en hoe groot ons is en ek sit in die hemelse plekke. Ek is die kop, nie die stert nie. Hy het mooi planne vir. Verstaan al daai versies in een, dan stap jy uit Jesus glory, glory, halleluja. Almal fluit in die kar tot saam by die huis. Laat ons nou die waarheid bring en dit kos jou 'n bietjie 'n prys. Dit is almal soos okay, so as 1 keer 'n maand daar, ons kan oor 'n maand weer teruggaan. Ons maandelikse besoek aan die huis van die Here.
Ja, kyk maar vir my, julle maandbesoekers. As van julle wat erger is, ek sien net op begrafnisse en troues. Pastoor, ek sien jou kerk. Hæ? Ek deel nou nog die mall, ek terug in die mall, evangelie met iemand. Sy sê facts, ek sien jou kerk. Ja, ek was 3 maande laas was ek daar. Ek het daar voor links gesit. Okay. Ek hoop al julle aanlyn ouens wat nou net om die kerk sit voel nou sleg. Maar daar is 'n aanddiens dat jy die prys kan betaal. Die kombersdemoon afruk. En nee, moenie kom soos jy is nie, asseblief trek iets aan. Ons doen nie pantoffels in hierdie kerk nie. Maar jy sê die Here vat my soos ek is. Ja, maar ons eer hom en ons like it alright. Amen. Okay. Dis die punt wat ek wil maak voor julle my interrupt het of in die rede geval het deur julle skewe gedagtes is dat jy moet smag om te profeteer. Amen. Het julle dit? Okay. Onthou werk dit in hierdie kerk, as jy slaap, mag jy die broederlike kus kry. Ek wil nog eendag afstap en iemand soen wat slaap, John. Nee, nooit weer sal iemand slaap nie. Okay, 2 Korintiërs 5:18. Dis hoekom julle my in die rede geval het, want ek het gepraat oor die bediening van versoening. 2 Korintiërs 5. Okay, is jou verrassing, kollega? Is jou verrassingkie? Nee. Dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van versoening gegee het. Neem my bril op, ek moet 'n bietjie verder inzoom. Naamlik dat God in Christus Jesus die wêreld met homself versoen het deur hulle misdade nie toe te rekening nie en die woord van versoening aan ons toe vertrou het. So hoor gou mooi. Ja, daar is evangeliste wat dit beter as jy gaan doen. Dit sê nie dat jy nie dit ook moet doen nie. Ek meen ek bestuur beter as my vrou, maar ek laat haar toe om te bestuur. Jy moet al gestig nou sien. Liefie is net 'n voorbeeld. Ons almal het lisensies, ons almal bestuur van ons doen dit beter as ander. Ek verduidelik die vyfvoudige bediening. Wat ek sê? Maar nog steeds het jy 'n bediening van versoening tussen mens en God. Elke ou wat 'n asem het daai roeping. Ja, maar jy sê ek sukkel met depressie, ek kan dit nie doen nie. Wel, dis dalk omdat jy nie in jou roeping beweeg dat jy sukkel met depressie nie. Paar jaar terug kom 'n ou na my, hy sê, "Ooh, ek het depressie, ek het dit, ek het dat, ek het dit, ek het dat. Ek lê nou al 3 maande." Ek sê, "Sommige jy 3 maande lê." Raak so besig vir die Here dat jy nie tyd het vir depressie nie. Raak so aktief vir die Here dat jy nie tyd het vir perversie nie. Raak so aktief vir die Here dat jy tyd het vir verslawing nie. Dis omdat ons tyd het dat ons moeilikheid het, papi. Ek het nog nooit iemand gesien wat hardloop vir die Here dat daar iets aan hom vasklou nie. Begin net bietjie hardloop. En ek sê nie jou depressie is nie real nie. Ek sê nie jou issues is nie real nie. Al wat ek vir jou sê is, partykeer as ons so begin fokus op Christus en ons omring onsself met hom en ons gooi ons hele gewig agter dit in. Ek kyk vir 'n ou, ek sê, "Jesus, ek wens ek het die luxury om depressie te hê. Ek het 9 kinders. 6 kerke, 22 ander. Ek verstaan, ek het nie tyd om te sit en te dink, ek het nie. Nee. Ook as ek eendag afgetree is, gaan ek myself jammer kry. Maar tot dan het ek nie tyd om myself jammer te kry nie. Amen. Jesus, het ek 'n demoon raak geslaan. Ook. Ek sê nie jou issues is nie real nie. Ek sê net begin net so vir die Here hardloop. Jy nie tyd het vir issues nie. Hallo? Wat ek brownie points verloor. Ek wens dit is so lekker om terug te wees. Ek geniet myself vreeslik vanoggend. Gaan na Markus 16 toe.
Vergoei. Ek wil weer sê, en ek sê hierdie nou eintlik as 'n pa net met 'n hart wat uitreik na jou toe. Ek sê nie jou battle is nie reël nie. Ek sê net baie keer as 'n mens die koninkryk van God gryp en net all in is, het jy dis asof al hierdie ander goed begin afval. Ha? Asof die goed net begin afbreek want jy's so wanneer sink ons wanneer ons oë van Jesus afval, wanneer ons begin fokus op die storms en op al die ander goeders en al die goed om my. As ek so gefokus is op Christus, het ek nie tyd om aan al die nonsens te dink nie. Nee. Ek drink nie elke dag 'n handvol pille nie want ek het nie tyd om die goed te drink nie. Nou gaan ek nou met aan. Die dokter het nou net my bloeddrukpille gegee en ek het al vergeet om dit soos 3 maande te drink. Nou gaan ek aan en is nou maar weg want ek het nie tyd vir bloeddruk nie. Wat is 'n swak voorbeeld? Drink dalk jou bloeddrukpil. Ek voel die Here sê ek weet aan gaan ek dit daai nou heeltemal. Okay, so Markus 16:16 en hy wat geglo het om laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. En vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg. Dink jy die tekens is vir jou? Hoor gaan mooi. I'm anointed and appointed by God. Bless me, Lord. Fire on me, Lord. Heal me, Lord. Oil, Lord. Raise me up, Lord. And bless me again, Lord. Dit staan nie dat dit daar vir jou is nie, dis vir die wêreld. Dis hy wil saam met jou werk om die evangelie te bekragtig. Dis vir buite toe. Hoor gaan mooi, wat moet jy doen? Daai is onnodig. Wat sê my vrou altyd moet ek nie doen nie? Jy tel net op jou klere asseblief. Wat moet jy doen? Al soek al eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en alles sal vir jou bygesit word. Wat is die geheim vir jou vir deurbraak in alle areas van jou lewe, vir oorwinning, vir I've been appointed and anointed. Ek is die kop en nie die stert nie. Ek weet nie wat alles nie. Dis dit alles. Al soek die koninkryk, soek sy wil. Wat is die koninkryk? Wel, hier's 'n ou voor my, Here, ek soek na die koninkryk. Wat moet ek doen? Dis nie hulle sal siekes die hande oplê en dis o, Here, seën my, seën my, seën my. Waar kom met oefening, dis nie seën nie. Amen. Dis soek die koninkryk en hy gaan vir jou gee. Soek sy wil, soek sy geregtigheid. Dis raak aktief en alles gaan volg. Dis nie sit jou hand op jouself en gooi jouself in olie die hele tyd nie. Imagine jou gebed begin verander. Hoor gaan mooi. Dink jy laaste keer wat jy gebid het, hoeveel keer het jy vir jouself gebid en hoeveel keer het jy vir ander ouens gebid? Kom ek sê dit stadig in. Dink gou aan die laaste keer wat jy gebid het. Hoeveel van dit het oor jou gegaan en hoeveel van dit het buitekant toe gegaan? Dis drop mic, maar hierdie mics is regtig duur, net of ek dit mis. Dan moet ek betaal daarvoor. Amen. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het hy gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek of gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop volg. So die Here het saam met hulle gewerk deur wat? Die tekens wat daarop gevolg het. Hoekom? Dit het nie meer oor hulle gegaan nie. Kerk, ek wil nou vir jou sê, kerk in geheel is seeker sensitive. Wat beteken dit? Me, myself and I. As dit daaroor gaan, is jou kerk vol. As dit nie daaroor gaan nie, is dit maar moeilik vir die mense.
praat met 'n baie groot Afrikaanse charismatiese kerk in ons area en ek vertel oor die wonderwerke wat die Here doen. Die ou sê, "O nee. Nee, daai's weird." As hulle voel die Heilige Gees begin beweeg, gaan beweeg hulle weg daarvan af want ek meen kan nie dit toelaat nie want dan gaan gemeente hier naby aan ons sê vir op 'n stadium die pastoor, die Heilige Gees slaan 'n ou om, toe laat hulle dokters inkom met die ambulans. En toe hy klaar sê, o, dit was net die Heilige Gees. Gewoon daaraan nie. Dis waar kerk is. Me, myself and I, glory, glory, hallelujah, jy. Maar boodskappe soos vanoggend is nou nie regtig vir kerk nie, JC. Dit is tyd om Here toe te laat om saam met te werk. Jou deurbraak is in Here toe te laat om saam met jou te werk, want dis wanneer die koninkryk van God soek. Amen. Ons 'n bietjie dink daaroor. Ons bid daaroor. O nee, vat jy te ver, JC. As ek hier uitstap, bid ek dat Nandel se ry vinnig gaan. Ek weet nie waar jou kontak jy wat jy ook al doen. Mag daar iets in ons harte breek vir ons sê, Here, let your kingdom come, let your will be done. Soos in die hemel, so ook op die aarde deur my. Amen. Wie vir my snaakse tekens was of nog? Ek wil ons met eerste gou nie gou nie. Ek wil hê jy moet dink aan die prys wat Christus vir jou betaal het volgende. Vir jou betaal het. Die liefde wat saam met dit kom. As jy die boodskap met jou hart gepraat het vandag, maar jy wil hê dat die Here jou moet bekragtig vir dit. Blaai vir my saam na Johannes 20 toe. En dis die opdrag wat die Here vir my gee vir vanoggend. Johannes 20 vanaf vers 21. En Jesus sê vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my uitgestuur het, stuur ek julle ook uit. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. 3 goed wil ek daar vir jou sê. Eerste is dat wie het vrede waar hy werk en waar hy is in sy lewe? Net jy sê, ek kan sien dat die Here my daar geplaas het. OK. Dan is dit waar jy moet wees. Dit is jou bediening. Dis die area waar die Here in jou toevertrou het. Dis waar jy nou is. OK, dis jou plek waar jy die koninkryk uitbrei. Asseblief van jy almal kerk toe kom en dit hier kom doen nie. Die paar wat hier werk is klaar gered. Ons het nie nodig dat jy hulle na Jesus toe lei nie. Dis daar buite, dis daar waar jy invloed het, dis daar waar jy begin bid. Dis daar waar jy kragtadig deur die Here geplaas is. Tweede, wat sê hy daar? Vrede vir jou. Jy raak nodig om die vrede van die Here te ontdek, maar jy gaan dit eers ontdek wanneer jy aktief raak en hierdie ten harte neem. Anders gaan jy anders soek na enigiets anders te, maar sodra jy 'n koninkryksmentaliteit het, begin jy vrede kry. Ek het elke aand deurgeslaap soos nog nooit tevore nie, net van die vrede van die Here, van aktief in sy koninkryk wees. OK. En ek gee jou nou 'n brief, baie goed in jou lewe wat jou jaag op die oomblik gaan breek sodra jy die koninkryk begin jaag. En toets dit maar. As jy omring is deur die vyand, as jy 10-20 besig om die koninkryk te jaag, it's me, myself and I. Laaste wil ek die Heilige Gees vertrou om jou aan te raak. Ek wil afsluit hiermee en ek wil 'n stelling maak en vir jou sê dat worship sonder oorgee is nie worship nie. Hoor gemooi. Jy moet dink wat ek vir jou sê. Worship, lof en aanbidding sonder jy wat oorgee, wat hom in sy regmatige plek sit,
is eintlik jy wat net 'n cool liedjie sing. So kom ons sluit af en doen 'n profetiese aksie om te sê, Here, ek gee nou oor. Here, I surrender. Here, dis alles U. Here, U is nou die koning van konings. Ek gee oor nou. Wat het met doop gebeur? Jy het dood gegaan. Jy leef nie meer nie, is hy wat nou leef. Mag jy die koninkryk van God uitbrei waar hy jou nou gesit het. Mag jy begin bid en mag jy hom begin vertrou. Mag jy smag om te profeteer. Mag jy kerk bonatuurlik wees. Mag hy saam met jou werk, hierdie woorde bevestig wat jy bring. Is nou die tyd, is nou die seisoen. Gideonsbende. Glo dit met elke druppel van my wese. Okay. Vind dit niks op ons nie. Niks. Hy's 'n leenaar, hy's 'n lafaard. Hy's dood. Hy's dood. Ons God lewe. Ons God lewe. En begin met baba stappies, begin om met vertrou, begin met hom gesels. Sê Here, hoe, waar, ek wil die koninkryk soek. Ek sien klomp goed net breek oor jou lewe en klomp deurbraak wat jy hom voor vertrou gebeur, soos jy die koninkryk soek. Die tyd is nou. Tyd is nou, Gideonsbende. Tyd is nou. Dankie Here vir hierdie klomp amazing mense. Dankie Here vir 'n Gideonsbende, Here. Dankie vir 'n kerk wat U roep. Om in die tye soos vandag bonatuurlik te beweeg. Dankie Here vir die desperaatheid van die hemel. Geen dood, geen magte, geen owerhede, geen heersers kan ons keer van die liefde van God. U wil die wêreld ontmoet en U wil ons gebruik. Seën elke persoon met gehoorsaamheid. Lekker middagete. Lekker middagslaapie, Here. En bring hulle vanaand veilig terug. In Jesus naam. Amen. En as jy genesing nodig het, dan wil ons vir jou bid. As jy 'n profetiese woord nodig het, wil ons oor jou profeteer. En as jy nie mee saamgestem het nie, wil ons bevryding doen op jou. Kom vorentoe en help ons jou. Be blessed.